Jesaja 9 en ons gaan lees van vers 1 tot 6. En die tema is 'n seun is vir ons gebore. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly. Soos mense bly is in oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is, elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Net tot sover. Nou het verlede week se preek waar ons bietjie gehoor het dat God se geduld ook kan opraak en dat God ook kan kwaad raak en dat God ook kan sê genoeg is genoeg. Kan 'n mens dalk vir jouself vra, maar so is daar enige hoop? Is dit enigstens die moeite werd om dan nog te probeer? Want is God nie net heeltyd besig om te klaan en te klaan nie. En ons moet probeer om ons verhouding reg te hê en ons probeer om gehoorsaam te wees. En dan kan mens naderhand begin negatief raak oor jou verhouding met die Here. Maar God vra een ding, en dit is gehoorsaamheid. Dit is al wat hy vra. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis wat God vra. Dis wat God verwag van sy kinders. Jesaja, ons lees altyd Jesaja met Kersfees. En die voorspelling van Jesus se geboorte. Maar vandag met hierdie nagmaal is dit so belangrik om net weer 'n bietjie te kyk, maar wie is Jesus? Watter plan maak God vir 'n verlore mens soos ek? Watter plan het God in gedagte, want ek gaan nooit volkome gehoorsaam kan wees nie. Ek gaan hom nooit kan dien soos wat ek dit moet doen nie. Ergens gaan ons 'n bietjie van die pad afgaan. Ergens gaan ek verkeerd doen. Ergens gaan ek iets doen wat nie in lyn is met die skrif nie. So wat 'n hoop is daar vir my, en soos wat die Bybel sê, vir my ellendige mens. En dan kom God en hy sê, maar daar hoop. Ek gaan die oplossing bring. En die oplossing is Jesus Christus. En wanneer ons vandag nagmaal gebruik, dan gebruik ons dit vanuit hierdie konteks van Jesaja 9. So ek gaan nie die nagmaalsformulier gebruik nie, die preek is die nagmaalsformulier. Waarin elke van ons net 'n bietjie gaan moet dink, maar wie is Jesus vir my? En hy begin met Jesaja 9, dan sê hy, die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesus is in die eerste plek die lig. In die eerste plek bring Jesus lig in donkerte.
lig in my lewe, lig in 'n lewe wat toe is van donkerte en toe is van duisternis. En onthou, duisternis is die afwesigheid van lig. Duisternis kan nie lig verdwelm nie. Kyk maar, as dit stik donker maan is, en jy trek 'n vuurhoutjie, is dit ongelooflik om te sien, wat jy dan kan sien, net met die lig van 'n vuurhoutjie. So die oomblik as daar lig in duisternis kom, dan verdwyn die duisternis, en dan daar lig. En dit is wat in Genesis 1 gebeur het. Dit was chaos, dit was duisternis, dit was teen mekaar, en dit was alles, en God sê, laat daar lig wees. En daar was lig. Want wanneer Jesus Christus as die lig in my lewe inkom, dan is die chaos en die mekaarigheid en die warboel en die donkerte in my ewe skielik weg. So dit is wanneer iemand tot bekering kom, is dit vir my die lekkerste voorreg om te sien hoe daai persoon se gesig voor jou verander. Jy sien sommer hoe word dit lig. En dit is seker een van die grootste wonderwerke om te beleef, is wanneer iemand tot bekering kom. En die duisternis verdwyn, die duisternis vlug, want die lig is aangesteek. Jesus is die bron van lig. En in Johannes 1 vers 4 tot 5 skryf Johannes en sê, in Jesus was daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense. Dit skyn in die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Duisternis kan nie Jesus se lig uitdoof nie. En wat daar lig is daar lewe. Ons sien mos, wanneer die son skyn, dan floreer die plante en alles floreer en ons ook, want dan kry ons warmer. Maar as die son sak, wat doen ons? Ons gaan slaap. As dit donker is, dan funksioneer ons nie. Maar as dit lig is, dan funksioneer ons. En dis wat Jesus doen. Hy bring vir ons lewe. Hy bring vir ons hoop. Hy bring vir ons krag. Hy bring vir ons energie. Hy bring vir ons 'n nuwe geleentheid. En daarom is Jesus die lig wat lewe gee. Hy is nie net 'n liggie wat aangesit word nie. Hy is 'n lig wat energie gee, wat lewe gee, wat verandering bring, wat hoop bring, wat vir my sê, jy wat nie 100% die wet van God ooit in jou lewe kan nakom nie. Hier is hoop. Hier is hoop in Jesus. Hou aan hom vas. Maak hom die kern van jou lewe. En daar sal lig wees. Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Wie in my glo sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek is die lig. Daar is nie 'n ander ligbron nie. Daar is nie 'n ander hoop nie. Daar is nie 'n ander toekoms nie. Hier binne is 'n oopte wat net met die lig van Jesus gevul kan word. Jy kan dit probeer, mense probeer op soveel maniere hierdie soeke na die lig vul met allerlei teorieë, met allerlei interessante wetenskaplike beginsels maar hulle bly soekend. Hulle kry nie die lewe nie, hulle kry nie die lig nie. Wanneer Jesus in my lewe inskyn en vir my lig bring en vir my lewe bring, dan verander alles. Jesus se lig is so sterk dat Openbaring 21 vers 23 sê, daar is nie 'n son of 'n maan nodig in die nuwe Jerusalem nie. Want die lam, Jesus Christus, is sy lamp. Jesus is die lig in die hemel. Jesus se lig is so helder. En dit gee lewe. Daar is nie son nodig nie, daar is nie 'n maan nodig nie, daar is nie sterre nodig nie. Want Jesus se teenwoordigheid gee soveel lig in ons lewens, dat dit alles verhelder. En daarom moet ek en jy vashou aan hierdie lig. En wanneer ons Jesus as ons verlosser aanvaar het, dan lewe ons met hoofletters.
En dis wat die nagmaal vir ons kom sê, wanneer ons in herinnering is aan Jesus Christus, wat in die eerste plek vir ons die lewe kom bring het. Ja, hy het ons sondes vergewe, ja, hy het ons kom verlos. Hoekom? Sodat ek en jy voluit kan lewe. En dan word Jesus genoem wonderbare raadsman. Die een by wie jy kan gaan raad vra. Die een wat jou comforter is, die een wat jou counselor is, die een met wie jy kan gaan praat, die een wat altyd beskikbaar is, wat so lekker is, jy hoef nie 'n afspraak te maak en dan het jy net 'n uur om met hom te gesels nie. Hy is altyd beskikbaar. Jy kan met enigiets na hom toe gaan. En ek dink ons almal was al in situasies in ons lewens waar jy gedink het, ek weet nie hoe om hierdie probleem op te los nie. Ek weet nie wat om hier te doen nie. En dan bid jy net en jy vra, Here, gee vir my wysheid. Here, wys my hoe. En dan gaan hier 'n liggie aan. En jy los hierdie probleem op. Want die raadsman, die wonderbare raadsman, die een wat wysheid het en wysheid is altyd gereed om ons te bedien met wysheid. En daarom wanneer jy die lig beleef het, dan is dit veel maklik om te sê, Here, help 'n bietjie. Ek weet nie hoe nie. En dit is wat die spreker vir ons sê, die mens kan sy pad beplan, maar is God wat bepaal. En daarom moet ek en jy altyd net weet, dat ons wonderbare raadsman is gereed om vir ons van raad by te staan, in ons fisiese lewe, maar ook in ons geestelike lewe, en veral in ons geestelike lewe. As jy sukkel met iets, wat in jou verhouding met die Here versteur, gaan praat met die wonderbare raadsman. Hy het die antwoord. Kolossense 3 vers 2 en 3 sê, hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saamstrewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Jesus Christus, en in hom is al die skatte van wysheid en kennis te vind. Basic instructions before leaving earth. Kinders, het julle dit? Basic instructions before leaving earth. Alles is hierin. En die outeur van hierdie boek is altyd gereed om vir ons van wysheid te bedien en met raad te bedien. En as jy antwoord soek, is dit baie interessant hoe jy die antwoord in hierdie manual van die lewe kan gaan kry. Ons het dan ook weer so 'n gesegde wat sê, if all else fails, read the manual. So, as jy lewe uitmekaar uitvoer, read the manual. Read the instructions. Hoe lekker is dit nie om, wanneer jy in 'n situasie is, net jou oë toe te maak en net te kan sê, Here Jesus, wys my hoe, leer my hoe. Ek weet nie, ek verstaan nie, my kop slaan bietjie toe, maar wys my hoe. En Jesus sal met sy alwysheid vir jou 'n wêreld oopbreek van onverklaarbare dinge en onverstaanbare dinge waarvan jy nog nooit eers gehoor het. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, kom verduidelik vir ons meer wie Jesus is. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Die wysheid wat van God kom. Hoe moet ons lewe? Vra vir Jesus. Wat is die regte ding om te doen? Vra vir Jesus. Hy het vir ons die wysheid geword. Hy het vir ons die verhouding tussen ons en God kom herstel. En daarom moet ons enige tyd met hom kan gesels. Geestelike wysheid is om in die eerste plek te besef dat Jesus ons vryspreek van sondes. En in die tweede plek te besef dat ons op 'n pad van heiligmaking is, dat ons elke dag moet groei en groei en groei. As jy jou hart vir die Here gee,
dan is jy nie al in die hemel nie. Dis 'n pad wat jy stap. Dit is om saam met die Here elke dag 'n pad te stap, saam met hom te leer, hom in te nooi as jou leermeester. En die Bybel sê so, die Gees sal julle alles leer wat julle moet weet. Stap vir stap, dag vir dag, saam met die Here te stap. Want ons beland in soveel situasies waarin ons nog nooit tevore was, nie? Hoe hanteer ons dit? Vra die Here. En dan geestelike wysheid in die derde plek is om met verlossing te ontvang van die slawerny van sonde. Om verlos te wees van hierdie kettinge wat ons vasbind en wat ons saam met ons sleep. Jesus het ons vry kom maak. Hy het die kettinge kom losbreek. Ons is vrygemaak. Magtige God. Jesus was vir 33 jaar op die aarde. Vir 33 jaar het Jesus die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy is gebore in 'n stal. Hy het mens geword. Hy het tussen ons kom woon. Hy het ook seer gekry. Mense het hom ook verneder. Mense het hom ook sleg gesê. Mense het hom ook vals beskuldig. Mense het ook vir hom gesê, jou vraat en jou wynsuiker, wat soek jy hier? Mense het hom weggejaag. Mense het hom sleg behandel. Hy het partykeer eens 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Jesus het menslike dinge beleef, want hy was mens hier tussen ons. Hy het ook ervaar wat dit is om geliefd te wees, om 'n ma te hê en 'n pa te hê wat vir hom omgegee het. Wat vir hom ondersteun het. Ja, die broers en susters gehad wat op 'n stadium gesê het, ja, hierdie broers van ons is mal. Die hulle daai stuk al gelees. Wat gaan aan met hierdie broer? Hy is mal. Hy het verwerping in sy eie gesin beleef. Jesus het soveel beleef wat ek en jy beleef. En as ons vat in die 33 jaar wat Jesus al moes beleef het van die aanvalligheid van mense en dan van die kerk af, van die priesterhoofde en van almal hierdie aanvalligheid wat hy moes beleef het. En dan kom hy aan die einde van sy lewe en hy hang aan die kruis. En hy sê woorde wat dwars deur eeue nog steeds weerklink. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie nagmaal is vandag hierdie woorde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is woorde wat 'n mens nie kan uiter op sy eie krag nie. Want ons was so 'n bietjie steek insit. Maar om onvoorwaardelik te vergewe, getuig dat Jesus die magtige God is. Dat Jesus die Seun van God is, wat vir ons mens geword het, wat vir ons aan die kruis gesterf het, want hy was volmaak sonder sonde. Hy het niks verkeerds gedoen nie. En ons is altyd geneig dat ons onskuldig is, dan wil ons onsself ons verdedig. Ons wil ons onskuld bewys teenoor mense. Ons sal alles doen sodat ons onskuld net bewys word. Jesus was totaal onskuldig. En dan spreek hy hierdie woorde uit: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daarom kom hierdie woorde vandag by hierdie nagmaaltafel na my en jou toe, waar God deur Jesus Christus vir ons kom sê, kom ons begin op 'n nuwe blaadjie. Kom ons maak alles skoon wat gebeur het tot vandag. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle ons aangevang het nie. Kom ons begin net. So die nagmaal van vandag is ook 'n nuwe begin in my en jou geestelike lewe. Om vir die Here dankie te sê. Dankie Here dat U my skoon gewas het. Dankie dat U die magtige God is,
wat my kom vrymaak het. Want 'n mens kan dit nie doen nie. En natuurlik, 1 Johannes 5 vers 18 tot 20 sê, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God. Hy is die ewige lewe. Jesus is nie dood nie. Want as hy dood was, was hy 'n mens. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. Hy heers oor alle sienlike en onsienlike dinge. Jesus leef. Hy is die almagtige God. Hy is die magtige God, volgens die teks. En dan ewige Vader. En dit is 'n bietjie moeilik, want ons het God die Vader en God die Seun. Nou, hoe kan Jesus die ewige Vader wees? Jy kan hierdie ewige Vader op 2 maniere vertaal. Jy kan sê ewige Vader of Vader van die ewigheid. En Jesus is nie die Vader, maar Jesus is vir ons die Vader wat vir ons die ewige lewe gee. Kom ek verduidelik op 'n manier. Ons het 'n oupa en 'n pa en 'n seun. Die pa is die seun se vader, maar die oupa is nie, die pa is die kleinseun se vader. Maar die oupa is nie die kleinseun se vader nie. Hy is sy oupa. En daarom is God, die Vader, is die Vader. Jesus is die Seun van die Vader, maar Jesus is vir my en vir jou die Vader van die ewige lewe. Hy kom gee dit vir ons. En die woorde wat Jesus geuiter het om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, wys vir ons die liefde, onvoorwaardelike liefde wat Jesus vir ons het. En dit gee ons 'n bietjie 'n idee van die liefde van 'n pa. 'n Pa sal nog vir sy kind alles opoffer, maar boetie sal 'n bietjie, wanneer nou boetie vir 'n boetie moet opoffer, ja, moontlik, maar so 'n bietjie moeiliker. Maar 'n pa sal alles vir sy kinders doen. Is ek reg? En dit is hoekom Jesus, en 'n sussie vir 'n sussie, ek nou daarmee die vrouens hier insluit ook. En dit is waar Jesus dan ons ewige Vader is, want hy kom neem ons plek in, hy kom soos 'n Vader, en hy kom sterf vir ons. En hy kom soos 'n Vader, en hy kom gee vir ons die ewige lewe. Want Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Jesus heers vir ewig. Hy is die gewer van die ewige lewe. Hy is die een wat dit vir ons skenk. Hy is die een wat dit na ons toe bring. Ek en jy moet dit net aanvaar. Soos 'n geskenk uit Jesus se hand uit, moet ons dit vat en ons moet dit ons eie maak. As jy die ewige lewe wil hê, moet jy Jesus aanvaar as jou verlosser. Moet jy Jesus sy ewige lewe geskenk aan jou in jou lewe aanvaar. En dan, hy is die vredevors. In Johannes 14 vers 27 sê Jesus, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld vir julle gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Kom ons dink net terug wat ek net nou gesê het. Jesus is deur mense verneder. Jesus is deur mense uitgekruip en sleg gesê en in die grond ingetrap. Jesus is in die openbaar as 'n sleg mens uitgekruip. Jesus het gesê, wat meng jy jou met die vissermanne en met die skuim van die aarde? Hoekom gaan jy nie eerder en meng jou daar met die elite van die wêreld nie? En dan sê Jesus, vrede kom bring. Vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Vrede wat die wêreld nooit kan bied nie. Want die wêreld se vrede is tydelik. Het julle al ooit volkome vrede in hierdie wêreld beleef en gesien? Daar's nêrens volkome vrede nie. Dis tydelik. Die wêreld se vrede hang af van mense se besluite. As Trump nou besluit, okay, daar nou vrede in Iran, dan daar nou vrede in Iran, maar vir hoe lank? As 'n mens besluit, daar nou vrede, dan daar nou vrede, maar vir hoe lank? Tydelik. Dit hang van mense se besluite af. En die wêreld se vrede het altyd 'n verloorder. Dink 'n bietjie daaraan. Die wêreld se vrede het altyd 'n verloorder. Iemand moet altyd die knie buig. Iemand moet altyd die wit vlaggie opteken en sê, I surrender. Die wêreld se vrede is voorwaardelik. Ons sal vrede hê, maar dan moet jy dit en jy moet dit en jy moet so en jy moet die en jy moet dat. Jesus se vrede is ewig. As jy Jesus se vrede joune maak, is dit ewig. Jesus se vrede hang nie af van mense af nie. Jesus se vrede hang af van hom. En al wat hy vra is, aanvaar my as jou verlosser. Hy vra nie moeilike goed van ons nie. Hy het nie so 'n lys van reëls en regulasies. Hy sê, aanvaar my as jou verlosser. En wanneer jy my as jou verlosser aanvaar, dan bring ek vir jou lig. En dan gaan dit gaan vir jou lekker wees om my te dien. Jy gaan uit jou eie uit die reëls van die Bybel wil nakom. Jesus se vrede is onvoorwaardelik. Want Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar's net een voorwaarde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe, en daarmee wil ek ook sê, die ewige vrede sal hê. Daarom is vandag se nagmaal 'n fees van vrede. Waar jy net 'n bietjie kan sê, Here, dankie. En Jesus se vrede het nie 'n verloorder nie. Ek verloor niks wanneer ek Jesus as my verlosser aanneem. Wat verloor jy? Jy verloor haat, jy verloor woede, jy verloor allerhande goed wat jy in elk geval nie meer wil hê nie. So jy verloor niks. Jy wen net. Jy's 'n wenner in Jesus Christus. Om te sê, I surrender aan Jesus, beteken nie om te sê, okay, ek is die verloorder, okay, Here, ek is nou 'n slaaf en ek is nou niks meer nie. Jy's 'n wenner, jy's 'n kind van God. En jy moet lewe soos 'n kind van God. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vandag se nagmaal is anders. Want ek nooi jou vandag om die lig vandag toe te laat, om net weer in jou lewe in te kom en net weer jou lewe te kom verlig sodat jy kan lewe. Om net weer daai donker plekkies wat so oor die tyd begin ontstaan het, om daai donker plekkies te verlig sodat dit kan verdwyn. Met vandag se nagmaal moet ons die wonderbare raadsman kom vra en sê, Jesus, geef my wysheid
om U te dien, voluit, met alles. Vandag se nagmaal erken ons Jesus as die magtige God, wat gesterf het vir my, en wat aan die kruis vir my gesê het, jou sondes is vergewe. Vandag se nagmaal is om vir Jesus dankie te sê, dat hy die Vader van die ewige lewe is. Dat ek deur hom die ewige lewe mag ontvang. Kom ons aanvaar vandag Jesus se vrede by hierdie nagmaaltafel. Wanneer jy die brood neem, om te besef dat Jesus se liggaam is vir jou aan die kruis gehang, sodat jy vrygespreek kan word. Jesus se bloed het vir jou gevloei, sodat jy skoon gewas kan word. In verlede week se teks waar ons gesê het, al was jy purperrooi, jy sal spierwit word. Al was jy skarlakenrooi, jy sal wit word. Net Jesus kan dit doen. So kom vandag met jou purperrooi lewe en met jou skarlakenrooi lewe, en kom sit by hierdie nagmaaltafel, en wanneer jy die elemente van die brood en die wyn gebruik, vra vir Jesus om jou net skoon te was, van kop tot tone, en bietjie te skrap waar dit nodig is. Sodat wanneer ons weer uitstap, dat ons weer spierwit kan wees, skoon gewaste kinders van God, wat die lig gesien het. Mag God, deur hierdie nagmaal, vir elke van ons net weer bewus maak van sy plan. Ek sal nooit volmaak wees nie. Maar deur Jesus is ek volmaak. Hoor julle wat ek sê? Ek sal nooit volmaak wees nie. Maar deur Jesus is ek volmaak. Want hy is die lig, hy is die wonderbare raadsman, hy is die magtige God, hy is die ewige Vader, en hy is die vredevors. Amen. Here, vanoggend kom ons na hierdie nagmaaltafel toe, met verlede week se preek, waarin ons net weer verlede week besef het, dat ons kan so maklik godsdienstig wees, maar eintlik ver van God af wees. En waar ons verlede week besef het, dat ons eintlik vir U so kwaad maak, deur ons optrede en deur wat ons doen en deur wat ons dink. Maar dankie dat U weer eens met 'n plan kom. En U plan is Jesus Christus. Here, Jesus, dankie dat U bereid was om hierdie plan van die Vader uit te voer, sodat ons vandag hier by hierdie nagmaaltafel kan aansluit en net kan sê, U is my lig, U is my raadsman, U is my magtige God, U is my ewige Vader, U is my vredevors. Seën vandag se nagmaal, seën die gebruik daarvan, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ek vra dat die tafel nou gereed gemaak sal word vir die bediening van die brood en van die wyn.